Goeiemôre. Kom stap saam met my deur hoofstuk 21. Vat my in Jesus se hand en hoor wat Jesus vir ons wil sê. Matteus 21 merk die begin van Jesus se laaste week voor sy kruisiging. Kom ons lees Matteus 21 saam en hoor wat Jesus vir ons wil tuisbring. En ons kyk nou na die intog van Jesus daar in Jerusalem. Vers 1, toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruit gestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net as julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie en die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en hulle het gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het begin uitroep. Prys die Seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. En toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? En die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Wat 'n triomfantelike intog van Jesus. Jesus kom teen die berg af om Jerusalem binne te gaan, nee. Jesus huil terwyl hy die berg afkom, omdat hy geweet het die mense gaan hulle nie bekeer nie. Jesus het geweet die mense gaan hom hier kruisig, maar tog nederig ry Jesus Jerusalem op 'n donkie, die vol van 'n pakdier binne, wat die profesie van Sagaria 9 vers 9 vervul het. Ja, Jesus was in Bethlehem gebore, ongeveer so 8 of 10 kilometer suid van Jerusalem waar hy nou ingaan, nee. En die skare raak wild en hulle roep, Hosanna, Hosanna, vir die Seun van Dawid. Uit 'n sprei mantels en takke op die pad uit. Baie van hulle het later saam geskreeu, kruisig hom, kruisig hom. Vers 12, Jesus het tempel toe gegaan, en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop, daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi en vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowernes. Vers 14, blindes en krepeles het daar in die tempel na hom toe gekom, en hy het hulle gesond gemaak. Maar toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat Jesus doen, en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep, prys die Seun van Dawid, was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir hom, hoor jy, wat sê hulle daar? Ja, antwoord Jesus, het julle nooit gelees, u het daarvoor gesorg dat kinders en suigelinge u lof sing. Vers 17, toe het hy hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na Betanië toe, waar hy die nag gebly het. Ja, so loop Jesus die tempel binne en hy gooi die tafels om en hy sê, hierdie is geen markplek nie. Hy dryf die geldwisselaars en die handelaars uit en haal Jesaja 56 vers 7 aan. En in Jeremia 7 vers 11 hoor ons, het hierdie huis, wat na my naam genoem is, nou vir julle 'n rowerspilonk geword.
Ek het gesien wat julle doen, sê die Here. Basies het Jesus die godsdienstige leiers vir korrupsie en skynheiligheid voor al die mense uitgewys en herstel die tempel se doel as 'n plek van aanbidding en gebed. En toe vervloek Jesus die vyeboom. Vers 18. Vroeg die môre op pad terug stad toe, het Jesus honger gekry. Toe hy 'n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen. Maar hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir hom, jy sal in ter ewigheid nooit weer vrugte dra nie. En die vyeboom het dadelik verdroog. Toe die disippels dit sien, was hulle verbaas en hulle het gevra, hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog? Daarop antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle. As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog, julle sal vir hierdie berg kan sê, lig jou op en val in die see, en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in gebed vra. Ja, Jesus vervloek 'n vyeboom wat net blare dra, maar geen vrugte het nie. Jesus vervloek 'n dorre vyeboom. Weet jy hoekom en wat dit simboliseer? Hoekom Jesus hierdie vyeboom vervloek het, sodat sy disippels dit kan sien? Dit simboliseer Israel se geestelike vrugteloosheid wat die dood meebring. Die volgende oggend is die boom verdor. En dan hoor ons die vraag oor Jesus se gesag, vers 23. Jesus het na die tempel toe gegaan. En terwyl hy besig was om die mense te leer, kom die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk na hom toe en vra, met watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee? Toe antwoord Jesus hulle, ek gaan julle een ding vra, net een ding. En as julle my daarop antwoord, sal ek vir julle sê met watter gesag ek, Jesus, hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, waar het dit vandaan gekom? Van God of van mense af? Hulle redeneer toe onder mekaar, as ons sê van God af, sal hy vir ons sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê, van mense af, kom ons by die mense in die moeilikheid, want almal beskou Johannes as 'n profeet. Toe antwoord hulle vir Jesus, ons weet nie. En Jesus sê vir hulle, dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Ja, die owerpriesters en die ouderlinge bevraagteken Jesus se gesag, Jesus antwoord met 'n raaisel oor Johannes die Doper se doop. Was dit van God of van mense? Hulle sit vasgevang in hierdie vraag van Jesus. Ja, as hulle sê God se, sal hulle gevra word hoekom hulle nie in Johannes geglo het nie. As hulle sê mense, sal hulle die skare in die gesig staar wat dink Johannes was 'n profeet. Hulle speel dit veilig en sê, ons weet nie. En Jesus sê vir hulle, ek sal julle ook nie vertel nie. En dan kom ons by die gelykenis van die twee seuns, vers 28. Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met twee seuns. Hy het vir die een gaan sê, seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy, maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. En hy het geantwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê? Hulle sê, die eerste. Toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle. Tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys, en julle het hom nie geglo nie. Maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien,
het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Ja, en dan sien ons ten laaste die gelykenis van die boere in die wingerd, nee. En Jesus het niks vir die mense vertel of geleer of gesê sonder 'n gelykenis nie, nee. Vers 33, luister na nog 'n gelykenis, het Jesus gesê. Daar was 'n grondbesitter wat 'n wingerd geplant en 'n klipmuur daar rondom gebou het. Hy het daarin ook 'n paar skuip uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Toe het hy dit aan die boere verhuur en op reis gegaan. Toe dit tyd geword het vir die druiweoes, het hy van sy slawe na die boere toegestuur om sy deel van die oes te gaan haal. Maar die boere het sy slawe gevang, die een geslaan en 'n ander een doodgemaak, en 'n ander een gestenig. Die eienaar het toe weer ander slawe gestuur, meer as die eerstes. Maar die boere het met hulle net so gemaak. Heel laaste het hy sy seun na hulle toegestuur met die gedagte: hulle sal tog my seun ontsien. Maar toe die boere die seun sien, sê hulle vir mekaar: dit is die erfgenaam die, kom ons maak hom dood en vat sy erfenis. Hulle het hom toe gegryp en hom uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak. As die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen? Hulle antwoord hom: hy sal daardie slegte mense 'n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur, wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee. Toe sê Jesus vir hulle: julle het tog al in die skrif gelees, die klip wat deur die bouers afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Daarom sê ek vir julle, dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word, en aan 'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer. Wie op hierdie klip val, sal verpletter word. Die een op wie hy val, sal vermorsel. Vers 45, toe die priesterhoofde en die fariseërs Jesus se gelykenis hoor, het hulle besef dat Jesus op hulle sin speel. Vers 46, daarom wou hulle hom gevange neem. Maar hulle was bang vir die skare, omdat die hom as 'n profeet beskou het. Ja, en ons sluit af vir vandag, nee. Jesus deel die gelykenis van die huurders. 'n grondeienaar, God, verhuur 'n wingerd, Israel, aan huurders, godsdienstige leiers. Wanneer hy dienaars, profete, stuur om hier in te vorder, gehoorsaamheid, word hulle geslaan of doodgemaak. Hy stuur toe sy seun, Jesus, en hulle maak hom, Jesus, ook dood, omdat hulle dink, hulle sal die wingerd kry. En toe het Jesus mos gevra, nee, wat sal die eienaar met hierdie mense doen? En hulle antwoord: hy sal daardie elendige huurders vernietig. Jesus pas dit op hulle toe. Die koninkryk sal weggeneem en gegee word aan diegene wat vrugte dra. Ek vertrou ons sal môre hoofstuk 22 ook saam lees. Mag die Here julle seën, ryklik seën. Amen.